Vir die van ons wat gereeld Swakopmund in Namibië besoek of alreeds voorheen nie was, u sal weet dat net voordat 'n mens Swakopmund binne ry, sien ons 'n heel eienaardige monument langs die pad, genaamd die Martin Luther Monument. Toe die Duitse pioniers aan die einde van die 1800s in Namibië begin vestig het, was hulle totaal afhanklik van Duitsland vir alle lewensmiddels en het die behoefte ontstaan om so gou as moontlik meer onafhanklik te leef. Nou vele eksplorasietogte is in die binneland ingedoen per Ossewa, die enigste transport daardie jaar, om te sien wat die moontlikheid vir boerdery, akkerbou ensovoorts is. Maar tussen Swakopmund en die binneland was die Namib-woestyn. Nou in 1896 het een van die Duitse Schutztroepe, luitenant Troost, met die inisiatief gekom om Namibië dan voor te stel aan gemotoriseerde transport. En het hy in Halberstad in Duitsland dan ook 'n stoomengine laat bou, die ene waar by ons nou so pas staan. En dit is vanaf Hamburg in Duitsland dan ook verskeep na Namibië en het dan hier ook aangekom aan die einde van die 1800s. Nou die tog van Walvis Bay met hierdie engine het weke en weke geduur, want u moet weet die tonnemaat is 2,8 ton en dis deur dik sand en hulle het permanent vasgeval, maar dan ook die ander groot element was water, want in die Namib-woestyn is water nie 'n algemene ding wat oral gevind word nie. So hulle moes water by tye van ver af aandra en per perd Ossewa aanry om dan ook die stoomketel weer te vul. En so het weke verbygegaan totdat die stoomengine dan eintlik in Swakopmund aangeland het. Nou die stoomengine werk op presies dieselfde prinsip as 'n gewone stoomtrein, met die verskil dat dit nie op 'n spoorlyn loop nie, maar wel net op die oop grond. Daar is soms verwys na dit ook as 'n straatlokomotief. Luitenant Troost was heeltemal tevrede met die prestasie van die engine. Die eerste gemotoriseerde transport wat ons in Namibië daardie tyd dan in gebruik kon neem. Maar die onderhoud en die dienslewering wat daarmee gepaard gaan het, was aan almal onbekend. En op een van die togte, een van die terugtogte, en die datum is op hierdie stadium onbekend, het die stoomengine met sy 3 waans net buitekant Swakopmund waar ons min of meer nou is, gaan staan. Hy was dood, morsdood, en niemand kon dit weer aan die gang kry nie. Daar is vele hulp gevra, later ook vanaf Duitsland, waar dan ook werktuigkundiges gekom het, kenners, maar die engine was dood. Hulle het nooit weer tot vandag toe aan die gang kon kry nie, en is hy die interessante naam gegee van Martin Luther. Maar hoekom die stoomengine dan nou verbind word aan Martin Luther, is altyd die oop vraag. Wie was Martin Luther? Nou as ons in die geskiedenis daardie tyd so terugbeweeg, so ongeveer 400 jaar, om presies te wees 1521, was Martin Luther 'n baie groot en bekende kerkhervormer, deur die kerkraad van Worms in Duitsland aangekla van kettery. En het Martin Luther op een mooi oop dag voor die kerkdeure gaan staan, toe sê hy, dit is waarvoor ek staan, dit is my beginsels, dit is my sienswyse, en hier staan ek omdat ek nie anders kan nie, en mag God my help. As ons dan in die Bybel oopmaak by Efesiërs 6, en ons lees van die wapenrusting van God, waar ons beveel word om die volle wapenrusting met al sy fasette aan te trek, dan wil ek spesifiek uitkom by die waarheid, maar veral die bereidwilligheid. En ek dink dit is waar die groot gedagte van Martin Luther in hierdie stoomengine, die bereidwilligheid om vir God te staan, te sê, hier staan ek omdat ek nie anders kan nie. Mag God my bewaar.
En ek dink dit is die crux van die karakterwese van Martin Luther, wat na 400 jaar vir hierdie mense nog steeds staande gebly het. My vraag is, as ek vandag tot sterwe sou kom, sal die mensdom môre, oormôre, na 'n week, nog steeds na my karakter verwys as iets groots, of selfs na 100 jaar, 400 jaar. Trek ons die wapenrusting aan, is ons bereid om ook te staan waarvoor God ons beopdrag.